Ons lees in Matteus 23 vers 9 Jesus se woord wanneer hy sê: "Moet niemand op aarde as Vader aanspreek nie, want een is julle Vader, die Vader in die hemel." Soos baie lande reg oor die wêreld Vadersdag vier, kom gesinne bymekaar om vaders, oupas, stiefpa's en vaderfigure te eer, wat belangrike rol in hulle lewens speel. Dis 'n dag van waardering, dankbaarheid en nadenke. Tog as Christene gee Vadersdag ons ook die geleentheid om oor 'n veel dieper waarheid te dink, wat in Matteus 23 vers 9 gevind word, waar Jesus sê: "Moet niemand op aarde as Vader aanspreek nie, want een is julle Vader, die Vader in die hemel." Op die oog af mag hierdie vers verwarrend lyk. Die Bybel self verwys immers na aardse vaders. Die God se gebod sê ons moet ons vader en moeder eer. Jesus het nie geleer dat ons moet ophou om ons biologiese vaders pa of vader te noem. In plaas daarvan het hy gewaarsku om nie enige mens die plek van uiteindelike gesag, eer en afhanklikheid te gee wat net aan God behoort. In Matteus 23 het Jesus die godsdienstige leiers van sy tyd gekonfronteer. Hulle het van titels, erkenning en eerposisies gehou. Hulle wou hê mense moes na hulle opkyk as die hoogste geestelike owerhede. Jesus het sy volgelinge herinner dat maak nie saak hoe gerespekteerde mens is nie, daar net een ware geestelike Vader is, God self. Daardie waarheid is veral betekenisvol op Vadersdag. Baie van ons is geseën met liefdevolle vaders. Hulle het hard gewerk, baie opgeoffer, ons waardevolle lesse geleer, ons beskerm en deur die lewe gelei. Vir daardie vaders moet ons dankbaar wees. Ons moet hulle eer, waardeer en vir hulle bid. 'n Godvreesende Vader weerspieël iets van God se karakter deur sy liefde, geduld, voorsiening en sorg. Maar selfs die beste aardse vader is onvolmaak. Sommige vaders maak foute. Sommige misluk. Sommige is afwesig. Sommige is nie meer by ons nie. Ongelukkig dat daar sommige mense pynlike herinnerings in plaas van vreugdevolle herinnerings wanneer Vadersdag aanbreek. Maar hulle kan die dag moeilik wees, eerder as 'n dag van feesviering. Dit is waar Jesus se woorde so vertroostend word. Hy herinner ons daaraan dat bo elke aardse vader 'n volmaakte hemelse Vader staan. Ons hemelse Vader verlaat nooit sy kinders nie. Hy vergeet ons nooit. Hy raak nooit te besig vir ons nie. Hy hou nooit op om ons lief te hê nie. Sy liefde is nie gebaseer op ons optrede nie, maar op sy genade. Selfs wanneer ons struikel, bly hy getrou. Die Bybel sê vir ons dat God ons behoeftes ken voordat ons hom vra. Hy voorsien vir ons, lei ons, dissiplineer ons wanneer nodig en verwelkom ons wanneer ons terugkeer, wanneer ons weggedwaal het. Soos die Vader in die gelykenis van die verlore seun staan hy gereed om diegene wat na hom terugkeer te omhelp. Vadersdag herinner Christene dus om twee belangrike verantwoordelikhede. Eerstens moet ons aardse vaders eer. As jou pa nog leef, gebruik die geleentheid om hom te bedank. Spreek woorde van waardering. Vergewe waar vergifnis nodig is. Bid vir hom. As jou pa oorlede is, dank God vir die positiewe invloed wat hy op jou lewe gehad het en die lesse wat hy agtergelaat het. Tweedens en selfs belangriker, moet ons hemelse Vader eer. Ons spandeer dikwels baie tyd om aardse verhoudings te vier terwyl ons een vergeet van wie elke seën kom. Die grootste geskenk wat ons aan ons hemelse Vader kan gee, is 'n lewe van gehoorsaamheid, aanbidding en vertroue. Die wonderlike ding daarvan om 'n Christen te wees, is dat ons deur Jesus Christus in God se familie aangeneem word. Ons nie bloot dienaars of volgelinge nie. Ons is sy kinders. Ons kan hom in gebed nader en hom Vader noem. Wat 'n voorreg. Die Skepper van die heelal nooi ons in 'n persoonlike verhouding met hom. Soos Vadersdag reg oor die wêreld gevier word, laat ons onthou dat elke goeie vader deur homself wys na die volmaakte Vader in die hemel. Aardse vaders mag ons vir 'n tyd lank lei, maar ons hemelse Vader
lei ons vir ewig. Of hierdie Vadersdag met vreugde, dankbaarheid, hartseer of gemengde emosies bring, laat dit jou hart nader aan God bring. Dank hom vir die vaders wat in jou lewe geplaas. Bid vir vaders oral, dat hulle gesinne met wysheid kan lei en liefde gee waar nodig. En bovenal onthou die woorde van Jesus. Want een is julle Vader, die Vader in die hemel. Mag ons aardse vaders, met dankbaarheid eer. Mag ons hemelse Vader, met ons hele lewe eer. Amen.